Goeiemorgen vriende. Het is goed om jullie te zien. En mag die Here gee dat hierdie byeenkoms tot sy eer sal wees. Ons gaan begin deur saam te sing lofliedere, lied 488, al 5 verse, helder skyn ons lig vir die nasies.
liefde sluit die lewe op. Ons sing nou by lied 532, ons Vader neem ons hande. Geleentheid vir Elsouna om die aankondigingen vir ons te behartig. Goeiemôre liewe gemeente. Dankie dat julle opgekom het na hierdie besonderse erediens, ons dankofferdiens, waar tydens ons gaan dankie sê vir al die gawes wat die Here so wonderlik aan ons uitdeel. Vanaand om 18:30:30 is ons herinneringsdiens. Jy sal sien ons het klaar die tafel gereed gekry. Vanaand gaan ons herdenk die geliefdes wat ons afgelope 2 jaar aan die dood is afstaan. Ek het al gewonder, was het vroeg die volgende week of miskien 'n week daarna nie. Vir die wat te belang Nee, is reg. Die 7de November bied jeug 'n mandjiedans aan in die saal. Jy kan die eie mandjie eet, drinkgoedjies saambring, sing die voetjies op daar ietsie te koop. Daar's plekkers beskikbaar teen R200. Die plekker kan so 4 mense kos. Gemeentebediening hou die 9de November, so dis eerskomende Sondag. Verkoop ons die pudding. Dis altyd 'n baie lekker geleentheid. So ons nooi julle uit om na die erediens pudding te koop teen R15 'n bakkie. Daarvoor het ons hande nodig om ons asseblief Saterdagoggend 9:00 by die saal te kom help klitsing aanmaak. Ons het ook skenkings nodig, so as jy dit in jou hart vind om ietsie vir die pudding te skenk, laat weet asseblief die kerkkantoor. Ek sê by voorbaat dankie. Julle kan bestel as julle wil. Ons maak gewoonlik so 350-400 bakkies wat uitverkoop. Sing die nuwe intrekkers wees vanoggend. Is hier iemand?
Ons redeling is vir die nuwe intrekkers dat hulle 'n ouderling voor in die portaal ontmoet sodat ons vir julle amptelik welkom sê. Die matrieks en skoliere wat eksamen skryf, almal wat verjaar die week, die wat siek is, die wat oulik voel, ons gebed is by julle. Ons wil net herinner, die sien die blou bakke wat geplaas is by die deure. Die doel daarvan is dat u enige voorstelle wat u het om die taal, enige voorstel wat u onder die kerkraad se aandag wil bring, kan u op 'n briefie skryf en dit vir ons daar ingooi. Na die erediens is daar weer koffie in die saal en u word hartlik daarin uitgenooi. Seën vir die erediens doen die gees. Dankie. Dankie Elsona. Ekskuus Chris, ek is nou heeltemal die mekaar met my datums. Het ons gesê volgende Sondag, die 9de. Dat sal ons praat daaroor, of as ons nou dan nog praat van die 16de doen. Die Ja. 16de is ons die Ja. Sien dit gaan oor die biddag vir beskermingsdienste. Jy sal sien dit is op die almanak. Maar die biddag val nou saam met ons belydenisaflegging. En nou wil 'n mens nie die aandag van die een aftrek op die ander ene nie. Ek en Chris nou in die week gepraat oor ons moet vorentoe mooi kyk na daai datum. Maar tensy iemand nou vir my kan wys op iets wat gaan skeefloop, dan wil ek nou voorstel dat ons aan volgende Sondag, die 9de, die biddag sal hê vir beskermingsdienste. Sal dit regwerk so, Chris? Ja. Nou die bedoeling by die beskermingsdienste, nou in die ou dae, toe ons nog oorlog gevoer het, dan het ons op daai dag nou spesifiek gebid vir die ouens op die grens. Of soos die ouetjie gebid het in die sonnaskool vir die manne op die grens en die tannies op die sendingvelde. Ons het dan nog gebid vir die beskermingsdienste wat die polisie ingesluit het, die weermag, die gevangenisdiens, verpleegsters, almal wat in uniform is. Nou natuurlik vandag het dinge baie verander. Vandag het ons baie sekuriteitsmense, hulle is in uniform, hulle is dikwels juis in die voorste linie. So volgende Sondag gaan dit biddag wees vir beskermingsdienste. Jy kan mense nooi om te kom. En as u iemand nooi, of as u hier is en u dra uniform in die week, is in die polisie of in die weermag, kom asseblief in die uniform. As jy veteraan is, kom in jou veteranendrag. As jy verpleegster is, kom in jou verpleegdrag. Gevangenisdiens, almal. Ons wil julle nooi. Volgende week is dan biddag vir die beskermingsdienste. Gaaf. Ons sal hierdie week weer 'n herinnering deurstuur. Die einde van die jaar raak 'n bietjie vol met al hierdie goeders wat ons doen. En wees dit wel kop hou. Goed, dan nou wat vanaand se diens aanbetref, u sien nou die kersse hier vir die herinneringsdiens. U is baie welkom om vanaand te kom en om 'n kers te kom aansteek vir al u geliefdes wat u oor die jare verloor het aan die dood. Ja. Kom ons sing nou as aanbiddingsliedere, lied 176, Halleluja, U is koning, en Vlam 92, hier waar ons saam is, staande en aan een. En dan bly ons staan. Dan bly ons staan. Is the Alpha and Omega.
Die nag is verby en die dag lê oop voor ons. Laat ons die Here aanbid met 'n suiwer hart en 'n eerlike bedoeling. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Ons antwoord op die Here se groet met vonklied 174, strome van seën uit die hemel. Ons kom nou by die toewydingsgedeelte in die erediens. En ek lees vir ons by Galasiërs 6 vers 1 tot 2. As iemand in een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid herstel. En pas op,
Jy kan self ook in versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. So, 'n groot oproep van die Here tot ons. Ons is geneig om te oordeel en te veroordeel, ander mense, onsself, maar die Here sê ons moet eintlik vir mense wat in een of ander sonde geval het, reg help, optel. En dit geld vir jouself ook. Kom ons gaan na die Here toe en ons bely ons sonde en ons aanvaar ook die vergifnis wat hy vir ons gee. Met lied 42, Heiland as in ootmoed stil. Ons kan net so sit. Ja, nooit pleit 'n gebroke gees om vergifnis te vergeefs. Altyd is die Here gereed om ons sonde te vergewe. Ons lees in Johannes 3, God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. En daarvoor is ons dankbaar. Ons gaan nou ons geloof hardop saam bely staande in die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader,
vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Baie dankie. Kom ons bid saam. Skepper God, U wat my uit sterrestof en die stof van die aarde gevorm het, blaas opnuut oor my, dat ek tot lewe kom. O Gees van God, vul my. Laat droë stof herleef en verbrande as weer warm kole word. Laat my soms twyfelende denke weer tot geloof kom. Laat U kreatiwiteit my verbeelding aangryp en my inspireer om nuwe moontlikhede in my krom en dikwels stikkende wêreld raak te sien. Seun van God, Redder, neem vorm aan in my, dat ons Vader se liefde uit my lewe sal straal. Here God, laat die woorde van ons mond en die gedagtes van ons hart vir U aanneemlik wees. U is ons rots, ons verlosser. Amen. Die afgelope 2 weke kyk ons na ons roeping van disippelskap, om disippels in die wêreld te wees. En op die 19de Oktober, 2 weke terug, het die klem daarop geval dat ons nou, in hierdie lewe, in die oomblik waarin ons is, disippels van die Here moet wees. In die oomblik waar ons is, hom moet volg, en ander oproep om ook die Here te volg. As ons dit nie doen in die oomblik nie, en ons bly dink aan eendag, dan begin ons op die gevaarlike gebied kom waar ons ophou om disippels te wees en maar net op pad is hemel toe. Ons plekkie is geboek. Ons versekering is uitgeneem. En ons oë is gerig op eendag. Nou, soveel as wat ons oë daarop gerig kan wees, is dit belangriker dat ons oë gerig moet wees op nou. Want dit kan gebeur dat ons by eendag uitkom en die Here vir ons sê, maar wat van al die ander dae wat ek vir jou lewe gegee het? Was dit nie vir jou belangrik om toe disipel te wees, toe die geleenthede te sien en my te dien nie? So dit was 2 weke terug. So heavenly minded that we are of no earthly good. Daarteen moet ons waak. Verlede Sondag het dit daaroor gegaan dat ons as disipels ons oë moet oopmaak om die skatte te sien wat die Here vir ons gereed gemaak het. Skatte wat oral sigbaar is. Skatte in ons binnekamer, maar skatte ook wanneer ons uitbeweeg in die lewe. Dat ons oë net oopgaan om raak te sien, maar hier sê die Here vir my iets, hier wys die Here vir my iets. En ek het toe die liedjie aangehaal van Detectives of Divinity, dat ons op soek is, so speurders, na tekens van die Here. Nou vandag gaan ons lees by Lukas 9 van vers 28 af, die verheerliking op die berg. Ek het al dikwels uit hierdie gedeelte gepreek. Ek hoop om vandag 'n ander lig daarop te laat val.
van vers 28 af. Die Here het nou in die voorafgaande gedeelte vir die disippels gesê dat van hulle binnekort sy heerlikheid sou sien. Dit was sy woord aan hulle. Hulle gaan sy heerlikheid sien, party van hulle. En dan lees ons, ongeveer 8 dae later, 8 dae nadat hy dit gesê het hy Petrus en Johannes en Jakobus, sy binnekring, saamgeneem en teen die berg opgegaan om te gaan bid. En terwyl hy besig was om te bid, het die voorkoms van sy gesig verander en sy klere het helder wit geskitter. Skielik was daar 2 manne wat met hom gesprek voer. Dit was Moses en Elia. Hulle het in hemelse glans verskyn en met hom gepraat oor sy uittog wat hy in Jerusalem tot vervulling sou bring. Dit is interessant, van al 3 die evangeliste wat hier oorskryf, is dit net Lukas wat sê waaroor hulle gepraat het. Dit is nogal vreemd. Mattheus was daar, of nie daai dag nie, maar hy het nou later gehoor, hy was een van die 12, hy skryf niks daarvan nie, maar Lukas sê, hulle daaroor gepraat. Maar Petrus en die ander 2, wat saam met hom was, is deur slaap oorval. Toe hulle wakker word, sien hulle sy glansende heerlikheid en die 2 manne wat by hom staan. Toe die manne van hom afskeid neem, sê Petrus vir Jesus, Meester, dis goed dat ons hier is. Laat ons 3 hutte bou, een vir u en een vir Moses en een vir Elia. Hy het nie besef wat hy sê nie. En terwyl hy nog praat, kom daar 'n wolk en gooi 'n skaduwee oor hulle. En terwyl hulle in die wolk verdwyn, het die disippels bang geword. Daar kom toe 'n stem uit die wolk wat sê, dit is my seun, die uitverkorene, luister na hom. En nadat die stem gepraat het, het hulle Jesus alleen aangetref. Hulle het stil gebly en vir niemand in daardie tyd vertel wat hulle gesien het nie. Dit is die woord van die Here. En ons tema is van oë waarwyd toe tot oë waarwyd oop. Hoe sou jy gevoel het as Jesus uit al die ander vir jou genooi het, kom saam met my teen die berg op, ek wil gaan bid. Joh, dit moes ongelooflik gewees het om so 'n uitnodiging te kry, om deel te wees van die intieme kring, en om dan nou saam met Jesus te gaan bid, daar in sy binnekamer in te gaan, op die berg. Vir alles mense daaraan dink, dat net 8 dae van tevore is daar vir hulle gesê, hier is van julle, wat my heerlikheid gaan sien, binnekort. Nou vriende, ek weet nie, ek dink ek sou nie my oë van Jesus afgehaal het in daai tyd nie. Ek sou te bang wees, hy beweeg iewers heen en daar gaan dit nou gebeur, want jy verwag ons nou dit gaan gebeur as iemand gaan bid. En hier gaan Jesus die berg op. Ek sou gedink het, jy weet, hulle sou uitgekyk het daarvoor. Dit sou iets opwindends wees om na uit te sien. En toe slaap hulle dwars deur die gebed. Dis die vreemde. Soos ek voor die TV baie keer, nee, slap. En amper het hulle die grootste gebeurtenis van hulle lewe gemis. Dit was naby. Dit sou weer 'n keer gebeur, en net so 'n paar weke later, in Getsemane, toe Jesus ook vir hulle gesê het, maar ek is doodbenoud. Kom saam met my, kom waak by my, kom bid. En toe hulle ook aan die slaap geraak.
Lyk my dis 'n ding met disipelskap. Met disipels. Ons raak gou aan die slaap. Ons het nie 'n probleem met slaap nie. Nou, om aan te sluit by verlede week, toe ek nou gepraat het oor al die skatte wat die Here vir ons nou strooi oor die aarde, vir ons om raak te sien. Skatte wat jy in die Bybel kry, skatte wat jy in jou binnekamer kry, op jou heilige plek waar jy met die Here kommunikeer, skatte wat jy in die erediens kry, skatte wat jy buite op straat kry, in die natuur, skatte wat jy ontdek in boeke wat jy lees, geestelike boeke, ander boeke, skatte wat jy ontdek by mense, beteken is die mens self die skat wat jy ontdek, oud of jonk, geletterd of ongeletterd, maar die skatte lê daar. Maar ons is so slaapwandelaars, ons sien dit nie. Ons gaan maar so aan, hastig besig om te doen wat ons moet doen, en ons loop al hierdie skatte verby, ons sien dit nie raak nie, want ons is nou eintlik 'n bietjie besig. Die Engels het 'n uitdrukking, eyes wide shut. Jy let nie op nie, jy merk nie op nie, jy lees jou Bybel, die teks praat nie met jou nie, jy is miskien verveeld terwyl jy dit lees, jy het dit al so baie gelees, jy het niks verras jou meer daar nie, jy lees dit onnadenkend, ek gaan dit deur, hierdie ding, ek doen dit elke dag, ek gaan daar deur, jy lees dit miskien sonder dat jy vra dat die Gees vir jou sal help om net te onderskei wat vir jou gesê word, net vir jou te help om so 'n bietjie onder die letters in te kom en die diepte van die boodskap te ontdek. Miskien is ons nie nuuskierig genoeg nie. Miskien het ons net nie 'n oog. Ons hart se oog is toe vir hierdie soort van goeters. Ons is, maar soos die Engelse sê, op autopilot, nee. Nie op God ingestel nie. En dan mis ons die buitengewone goed wat die Here vir ons elke dag gee te midde van al die gewone goed. Ons mis dit. As ons ons oë sou oopmaak, dan sou ons dit sien. Is soos Jakob destyds, nee, na die droom, toe hy die volgende oggend het wakker skrik en sê, maar hierdie is 'n ontzagwekkende plek. Die Here was hier, en ek het dit nie besef nie. So dit kan met ons gebeur. Maar God dank, hulle word toe waarheid wakker. En ek sê God dank, want dit is net die Here wat dit gedoen het. Hy maak hulle wakker. Ek sou graag gesien het wat, jy weet, hoe die prentjie toe nou ontvou. Hulle word wakker, die een Engelse vertaling sê hulle het nogal diep geslaap, en nou word jy wakker, en jy vryf hulle oë, hulle kyk, wat gaan hier aan? Moses, Elia, kan ons oë vertrou, wat gebeur hier so? En dan daai ervaring van verrukking, van hier gebeur nou iets goddeliks, en ek is deel daarvan. Ek is hier in die teenwoordigheid van God. Dit was so verruklik, so buitengewoon, ons lees, Petrus het nie geweet wat om te sê nie. Hy het in mekaar begin praat. En toe sê hy nou, volgens die vertaling wat ons nou gelees het, en al die Afrikaanse vertalings, dit is goed dat ons hier is. Nou is interessant dat die ding wat Petrus gesê het, op twee maniere vertaal word. Die meeste vertalings in alle tale vertaal dit so, dit is goed dat ons hier is. En dan staan daar nogal, hy het gesê, toe hy sien, Moses en Elia maak nou aanstaltes. Hulle is nou op pad, hulle gaan nou terug waar hulle vandaan gekom het.
toe sê, nee, dis goed, ons is hier, laat ons hitte bou. Miskien was dit loofhutefeestyd, jy weet, dan moet hulle almal 'n skuilingkie hê. Miskien wou hy net gehad het, die oomblik moenie verbygaan nie, kom ons bou vir hulle 'n plekkie waar hulle rustig kan wees, en kom ons doen dit, dis goed ons is hier, want hulle is oud, en hulle is waardig, dis nie hulle werk om hitte te bou nie, ons sal dit doen, Here, ons het dit in ons hande, los dit by ons sal sorg, dis goed, dat ons hier is, magies, ons kan nou die koninkryk hier goed dien, los dit vir ons. So asof Petrus wou sê, Here, as dit nou nie vir ons was nie, dan was dit nou nie so goed nie. Dis die een vertaling. En 'n mens kan nogal sin maak daarvan. Maar die ander vertaling is eintlik grammatikaal korrek. Die ander vertaling is eintlik hoe jy dit behoort te vertaal. En dit is goed vir ons om hier te wees. Dit is goed vir ons om hier te wees. Vriende, hoeveel mooi sonsopkomste en sonsondergange het ek en ek is seker julle al afgeneem. Ja, dit is pragtig. Partykeer het ek weer na hulle gaan kyk, maar meeste van die tyd gaan kyk ek nie eens weer na hulle nie. Maar as ek weer na hulle kyk, en dit is mooi, maar ek kan nie meer die gevoel wat ek gehad het, kan ek nie meer onthou nie. Dit het verby gegaan, ek kon dit nie in die foto vasgevang kry nie, ek kon nie die grootsheid, die misterie daarvan, kon ek nie in 'n foto vasgevang kry nie, ek moes dit net beleef. Plek ek binne die kamera in my sak gelos, en net in verrukking gestaan. Dit is fantasties. Dankie Here. Nou vriende, dit is hoe dit ook in ons omgang met die Here behoort te wees, dat ons nie alles probeer ontleed nie. Nie alles wat gebeur wil vashou nie. Bang wees dit gaan verby nie. Om net dit met jou te laat gebeur. Die misterie. Een persoon skryf, sometimes we need to simply linger in God. Simply linger in God. Net daar by die Here rondhang. In hom vertoef. Ek self, en as ek praat met kollegas, dan klink dit vir my, hulle het dieselfde probleem, 'n tipiese beroepsbelemmering, ek dink dis die Afrikaanse woord vir 'n occupational hazard, dat jy dikwels die ervaring het, hier gebeur iets, die Here is besig om iets te sê, jy voel, soos die disippels daar in die wolke, jy het 'n ontmoeting met die Here, en voordat dit behoorlik kan insink, voordat heeltemal kan klaar gebeur met jou, dan wonder jy, hoe gaan jy daaroor preek? en dan wil jy eintlik nou klaar kry, want ek wil net op 'n aantekeningkies gaan maak, dat ek wil dit nou nie vergeet nie. Nee, ek wil gou 'n hut bou. Dis eintlik wat dit op neerkom. Pleks, ek laat dit net met my gebeur. En baie keer dan sê die Here vir my, na die tyd, maar dit is nou eintlik nie vir enigiemand anders bedoel nie, is net vir jou. En baie keer dan het daaruit ook iets gebore geraak vir die gemeente. Maar dit is 'n volgende stap.
Ek moes eintlik net toegelaat het dat die Here se woord met my gebeur. Ander kere het ek weer gaan kyk, wat het ek neergeskryf, want ek onthou nog. En dan is dit nou soos die foto van die sonsopkoms, dan vra ek vir myself, so wat wil die gemeente nou hiermee maak? Dit was ons nou eintlik vir my. So ons moet leer om meer in verwondering voor die Here te staan. Nou het ons hierdie twee vertalings. Dit is goed dat ons hier is, en dit is goed vir ons om hier te wees. En analitiese brein sal sê, ons moet nou die regte ene kry. Dit kan nie al twee wees nie. Miskien is dit al twee. Miskien is dit juist in die Bybel so 'n bietjie dubbelsinnig gestel. Ons lees juist Petrus nie te lekker geweet wat hy sê nie. Miskien is dit juist so dubbelsinnig gestel, sodat ons kan leer om hierdie twee goeders te integreer. Om die oomblik te beleef, klaar te beleef, en om dan daarvandaan af uit te gaan, en te gaan doen wat die Here vir jou dan nou gee, om agterna te doen. Dan lees ons, hulle was so saam met die Here daar in die wolk, en hulle het die stem gehoor. Dit moes ongelooflik gewees het om dit te ervaar. En ek kan dink dat hulle nie sou wil afkom van die berg af nie, want dit is mos nou baie lekker daar. Maar dan moet hulle afkom. En vriende, dit is net so, jy kan nie altyd in jou binnekamer bly nie, jy kan nie altyd daar sit nie, jy kan nie altyd in die wolk wat die Here vir jou in toegelaat het, jy kan nie vir altyd daar bly nie. Ergens moet jy van die berg afloop, in die gewone lewe in, en daar in die gewone lewe moet jy die skatte wat daar is gaan ontdek, en jy moet op die plekke gaan inklim wat die Here vir jou wys waar jy moet inklim. En is baie keer koud daar. Mense kan baie keer koud staan teenoor dit waaroor jy opgewonde is. Dis baie keer vyandig. Baie keer vervaag die ervaring wat jy gehad het. En jy begin self weer te wonder daaroor. Maar jy moet afbeweeg, want dis waar die koninkryk op die ou einde nou gebeur. Maar vriende, om die lewe onder die berg te kan leef, het jy nodig om van tyd tot tyd in die wolk te kom, vir jou af te sonder, saam met die Here teen die berg op te gaan. Want is daar in daai wolk waar jy moed skep, waar jy krag kry, waar jy wysheid kry, waar jy die fyn aanvoeling ontwikkel vir die wil van die Here. So goeie disippels moet in God vertoef. Kuier eerder 'n bietjie te lank by die Here, as om te vinnig weg te glip. Die Here sal vir jou sê, ek dink jy wil nou eers weer 'n bietjie gaan. Daar's werk wat jy moet gaan doen. En ons kan die Here daarmee vertrou. So my gebed is dat die Here my sal help om meer moeite te doen om in hom te vertoef. En ek bid dit ook vir julle. Amen.
Waar U bly staan, sal ek staan. U mense sal ook my mense wees. Waar U ook gaan, sal ek gaan. Amen. Kom ons dien nou die Here met ons liefdegawes en daarna sal ons die kersies hier waar ons meeleef met ons lidmate wat miskien swaar kry, sal ons daar die kersies aansteek. Ja, dit werk nou so, ekskuus, ek moet verduidelik, nee. Julle gaan nou julle koevertjies hier na die boks toe bring. So, as jy nie jou koevertjie gebring het nie, jy het jou gewone liefdegawe, dan kom gooi jy maar net jou liefdegawe in. Maar, dis nou hoe dit gaan werk. Die diakens gaan nie omkom nie. Dit is ons dankoffergeleentheid, om vir die Here dankie te sê vir wat hy vir ons doen. So kom ons begin by hierdie kant, dan kom julle almal in, en dan vat ons, sê maar, die eerste groepie hier tot bo by daai paadjie, en dan daai blok, en dan daai blok, en dan die res hierso. Baie dankie.
Weet julle hoe mooi lyk dit hier van bo af, nee, om te sien hoe almal kom en self kom ingooi. Dis wonderlik. Kom ons bid net. Here, dankie dat ons hierdie gawes kon bring. Maar ons kon dit bring omdat U vir ons sorg. Dankie daarvoor. Dankie vir die liefde, vir U genade, dat U vir ons so sorg, dat ons baie keer dink ons het vir onsself gesorg. Gee dat ons nooit onsself sal glo, wanneer daai gedagte oor ons kom nie. Dat ons oë sal oop wees vir ander se nood. Dat ons die hande sal wees wat U uitstrek om hulle te help. Omdat ons weet, U het ons eerste lief gehad, ons omvou en nie ons vir U eerste nie. Amen. Goed vriende, ons kom nou by die meelewingskersies. Die hakens gaan nou met die mikrofone rond beweeg. Ellen sal hier voorwees om die kerse aan te steek. En ek kan maar net lekker duidelik in die mikrofoon praat. Moenie die mikrofoon daar hou nie, dan kan jy dit maar los. In jou mond, daarso, dan praat jy. En sê net wie se naam jy wil noem. En as jy niks wil sê nie, steek maar net jou hand op en hy steek die kersie hierdie kant op. Ons doen dit nou so, ek het dit laas hier in die begin van die diens rond gedoen. En nie teen die einde van die diens, soos daai kersie is nou al plat. Want die idee is dat jy ook welkom is om na die tyd, as jy gevra het dat 'n kersie vir iemand aangesteek word, dat jy dit kom kry en vir daai persoon vat. Om te sê, ons het vir jou gebid vandag in die kerk. Goed, kan ons Marita wil daar so die mikrofoon hê. Ek wil asseblief 'n kersie vir hom Willie Fourie opsteek, dat die Here hom asseblief in hierdie tyd in die besonder sal dra. Dankie Marita. Kom so, hulle kom nou. Ek wil graag 'n kersie opsteek vir uit sy gemeente. Hierdie dankseggingfeeste kom al baie jare. Ek dink 35 jaar terug het ons almal, die hele gemeente, het almal kerk toe geloop. Dat ons met ons 6 kinders daar van George Barrelstraat afgeloop en dan kry ons so hulle met hulle kinders en dan kom jy nou met 'n honde geblaf, want oral waar jy loop, begin die honde te blaf. En so kom vandag Christenders, hulle kan dit onthou, hoe loop ons en dan daaroor wil ons vir die gemeente sê, baie geluk met die wonderlike jare wat ons hier kon deurbring en ons nog baie jare se seëninge. En dankie vir die seëninge wat ons so onverdiend uit die hart ontvang. Ja, dankie Renet, ek het nie genoem nie, dit is ook om dankie te sê vir die Here se teenwoordigheid by mense. Van nog iemand? Ek wil net graag vir ons buurvrou, wat haar ouers nodig. Dis die sakeman wat hulle in die koerante het wat dood is, in die middendorp. En dink 'n besonderse naam en die 2 seuns. Okay. Ek wil net graag vir Kleiner Treurlicht opdra. Ek wil net graag my klein seun wat in Georgeville geopereer word, graag ook aan die Here opdra, is besig met sy matriekeksamen, maar hy
moes vanoggend 'n noodoperasie ondergaan. Ek wil vir almal in die gemeente wat my gehelp het, ondersteun het toe ek bottelloos gehad het, klompe maande terug. Dit was akiet gewees, dit was verskriklik, dit was in my kop en my gesig, my keel en my mond. Net baie, baie dankie sê. Die Here seën julle almal. Ek kan nie vir julle sê hoe erg dit was en hoe dit gevoel het. En ek het nie die geld gehad nie. Maar dan was regtig mense wat genoeg omgegee dat ek al die medikasie kon kry en die behandeling deurgesien het en ek is gesond en ek is terug in die kerk. En dan wil ek vreeslik graag ook vir as 'n Cherry noem. Hy het verskriklike rugprobleem. Dan moet eintlik geopereer word, maar hy is te bang en ek is te bang, want dit gaan baie ernstig wees. Baie. Dat Vader hom asseblief net sal beskerm en help dat die pyn net stiller geraak. Dankie almal. Dankie, Karel. Ons kan gerus dink aan Elsje Richter, sy word weer vanmiddag opgeneem. Verdere toetse en moontlike operasie. So, Sien? Ek wil net vir die Here sê baie dankie vir die heerlike lewe wat ons gehad het. Ons het dit baie nodig. Dankie. Net ons bid vir ons belydensklas vir die 16 November belydenis met Daphne. Goed, is dit allemaal? Ellen, ek dink, jy het net 'n kers aangesteek die daar gekom het, ek dink jy het dit bedoel vir Didi se pa, né? Ja, Didi se pa gaan nou deur 'n moeilike tyd, ons dink aan hulle in ons gebede. O, hierso, meneer. Maar ons dat het net goed gaan in ons gesondheid, en ek is nog so dankbaar as ek gesê vir die reën, maar as vir die Here vra, ons ons ook toch reën stuur aan ons boer, en daar het nog gereed. Nee, ek wil net heel veel dankie sê vir 'n gesonde gemeente en 'n gesonde kerkraad en dan vir Dominee Gys wat op ons pad gekom het. Ons is dankbaar daarvoor, want ons baie gemeentes wat die voorreg het wat ons het. In die Noord-Kaap veral. Dankie. Dankie, Christie. Goed, baie dankie. Kom ons raak net stil. Here, elke kersie verteenwoordig iemand, 'n gebed vir iemand, voorbidding, dankbaarheid. U ken ons harte. Ons bid dat U met elkeen van hierdie mense sal wees en dat hulle U nabyheid sal beleef. En ons dank U dat hulle met wie dit beter gaan ook
terugkyk en sê die Here was werklik by my. Hoor ons gebed in Jesus naam. Amen. Goed vriende, ons gaan nou sluit met lied 481, die tweede en die derde vers. Ontwaak en staan op uit die sonde vergoed. Na die Seun se uitspreek sing ons gaan dan heen. Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troos van die Heilige Gees is met elkeen van julle totdat hy weer in heerlikheid kom. Gaan dan heen, gaan in vrede.
kind gaan doen wat ek jou vraag. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is op my dag. Mm-hmm.